Goeiedag gemeente en baie welkom by hierdie week se afkondigings. Soos julle weet, is dit hierdie naweek CV's gewees en ons sê regtig so dankie aan een en elkeen wat ons gehelp het, wat hierdie dag ook 'n groot sukses kon maak. En ek hoop dat almal lekker saam gekuier het en dat ons sommer net vol vreugde is ook na 'n ongelooflike naweek. Volgende op ons kalender, julle, is dit ook ons Inyati uitreik wat die 29ste Junie vertrek tot en met die 8ste Julie en ons sien regtig uit om ook 'n groot verskil te gaan maak daar waar ons in die Inyati gemeenskap gaan bedien. Vir die gemeente vra ons asseblief vir voorbidding. Die 29ste vertrek ons hier, ook met 4 voertuie, en ons vra regtig dat julle ook vir ons sal bid, om veilig te wees op die pad, en so ook met die terugkom. Die span kom ook hier en daar op verskillende tye terug, maar ons vra asseblief dat julle ook vir ons sal intree in gebed. En spesifiek ook vir die bediening aan daai kant, die kinderbediening, die evangelisasie wat, bediening wat ons gaan hê om regtig ook die woord uit te dra, maar saam met dit ook om verhoudings te bou met daai gemeenskap. Ons is opgewonde oor 3 persone wat aan daai kant, jong mense wat aan daai kant saam met ons gaan uitreik hierdie jaar, so 'n bietjie gaan tolk, maar ook kom leer en ons ook kan toerus om regtig ook 'n bediening voor te sit daarso. So ons is opgewonde, vra regtig dat julle ook daar vir ons sal bid. En dan julle is dit ook, indien jy enigstens wil weet wat ook tydens hierdie uitreik gebeur, wil ons jou uitnooi om weer eens na ons stuursel se WhatsApp groep toe te gaan. Daar gaan ons alles kommunikeer soos wat dit gebeur en soos wat dit aangaan. So jy kan enige tyd ook net die kerkkantoor skakel of op ons QR code of die link klik en dan sal jy ook tot op die WhatsApp groep ge-add kan word. So asseblief doen dit ook. Julle, en dan ook in daai selfde tyd, is die CV is nou verby, maar volgende op ons kalender is ook die wintermark, wat lekker vinnig op ons is, en ons wil julle regtig uitnooi om dit te kom ondersteun, van die 3de tot die 5de Julie, dit gaan daar by De Gama se kerk sal wees, en ons sien ook regtig uit vir daai geleentheid, om ook daarso dit 'n groot sukses te maak, en ons het regtig nog 'n klompie hande nodig, en ons vra regtig dat indien jy kan uithelp in daai tyd, asseblief kontak die kerkkantoor, hulle sal jy ook in kontak sit met die regte mense, sodat ons daarvan ook regtig 'n groot sukses kan maak. Dankie vir een en elkeen, en mag dit ook 'n geseënde tyd wees wat nou voor lê. Ook so naby aan die vakansie van die jong mense in die dorp weer lekker besig raak. Kom ons staan ook saam en ons ervaar die Here se liefde so saam met mekaar. Goeiedag vriende en baie welkom by hierdie week se aanlyn boodskap hier by NG Gemeente Jeffreys Bay. Dis vir my 'n groot voorreg om saam met jou ook in die Here se woord en onder leiding van sy Gees regtig te hoor en ook in te neem dit wat die Here vir ons elkeen in gedagte het. En daarom wil ek jou kom groet, waar ook al jy mag wees, mag daar in hierdie dag vir jou genade en vrede wees, van God ons Vader, van sy Seun Jesus Christus en hierdie kragtige werking van die Heilige Gees. Vandag se fokus op hierdie boodskap gaan natuurlik uitkom uit Jakobus 1 vanaf vers 1 tot 8, met die hele tema van volharding in beproewing, wat 'n geloof in die Here natuurlik het. 'n Volharding in beproewing, 'n geloof wat hou. En mag jy saam met ons ook op hierdie reis gaan, wanneer ons so saam met mekaar ook besig is om die Here se woord en dit wat hy ook vir ons wil sê, juist daardeur om ons lewens so te rig, want ons weet ook dat die Here se woord is die lig op ons pad, wat ons lewens kom verlig, sodat ons kan lig wees, en ook kan lig leef. En mag vandag se erediens met elkeen van ons ook praat in die besonder. Van waaraf jy ook al mag inskakel, mag vandag se erediens vir jou regtig goed wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir al die liefde en die genade wat ons vandag kan ervaar. Van waaraf ook al ons mag inskakel, is ons gebed, Here, dat U met ons sal praat, sal besig wees. En Here, dat ons ook daardeur verryk sal word om 'n ander lewe te kan gaan leef met die wete dat U saam met ons is, elke oomblik van elke dag. Dankie dat ons ook weet dat U vir ons die woord gee, wat ons pad kom verlig, om ons lewens te kan bepaal. Mag dit ook wees onder leiding van U Gees, dat U dit vir ons oopbreek, sodat hierdie woorde nie net woorde sal wees nie, maar deel sal wees van ons alledaagse lewe. Dankie dat ons kan weet dat U ons ken, en dankie vir die voorreg wat ons het om ook in verhouding met U te kan staan. En mag daardie verhouding ook aanhou bly groei om te vra, Here, wat is U wil vir ons lewens,
vir u kerk en ook vir u koninkryk. Wees saam met ons ook in hierdie dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, as jy ook in hierdie week 'n verjaarsdag het of 'n huweliksherdenkings, wil ons vir jou sê baie geluk. En asseblief, jy kan dit ook vir ons hier op die comments gedeelte, kan jy natuurlik dit ook insit, dat ons saam met jou kan feesvier. As jy 'n sterfgeval in julle familie dalk mag hê, of dit gaan dalk swaar by jou, kan jy ook asseblief vir ons by gebed@ngkjeffries.co.za, kan jy ook vir ons dit deel, en van daar af sal ons dit aan ons gebedspanne deurgee, en ons sal dan ook kan reël vir 'n besoek, ook daar by julle. Maar mag julle ook in hierdie tyd, of jy nou in die lief of in die leedkant is, mag jy die Here se teenwoordigheid elke oomblik ervaar in hierdie tyd. Daar is min dinge in hierdie lewe waaroor ons seker kan wees. Julle sal sekerlik saam met my stem dat alles verander eintlik soos die weer. Daar's koue, daar's hitte, daar's wolke, daar's sonskyn, daar's mooi dae en dan is daar minder mooi dae. Ons kan lank oor hierdie filosofeer, oor wat die redes daar agter mag wees, maar een ding waarvoor ons seker kan wees in die lewe, is dat ons ook in ons eie lewens deur goeie tye en ook deur minder goeie tye gaan, swaar kry tye. Dalk is dit die woord wat ek in hierdie dag wil gebruik. Dalk is jy op hierdie oomblik in jou plek, op 'n plek waar jy swaar kry, waar dit nie goed gaan dalk met jou fisies nie, liggaamlik, dalk gesondheidsgewys, dalk emosioneel, of dalk is jy ernstig in hierdie lewe, net op 'n plek waar jy nie lekker antwoorde het of woorde het om dit te bepaal nie. Nou weet ek nie waar elkeen van ons mag wees nie. Dalk het jy net soos ek al moeilike tye beleef. En dalk vir die Here gevra, maar Here, hoekom moet ek hierdeur gaan? Wat is die rede? Wat is dit wat U vir my daardeur wil wys? Hoekom moet al hierdie dinge ook so op een slag met ons gebeur? Partykeer is dit dalk die harde realiteit van die lewe. En dan lees ons in Jakobus 1 vanaf vers 1 tot 8 die volgende woorde, en ek wil heel eers bietjie agtergrond skets. Hierdie brief is waarskynlik so tussen 45 en 62 na Christus geskryf, voor Jakobus se dood, en dit is moontlik een van die eerste Nuwe Testamentiese boeke wat geskryf is, en dit word uit Jerusalem uit geskryf vir 'n Joodse Christene, 'n leier vir die Joodse Christene gemeente word daar geskryf, en ons almal weet ook dat hierdie gemeente deur beproewinge en deur swaar kry getref is, en ons lees saam met mekaar hierdie volgende woorde. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete, is die eerste woorde van Jakobus. En dan lees ons daar vanaf vers 2 wat sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit by God bid, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink hy iets van die Here sal ontvang nie. Tot sover. Ons almal gaan deur beproewing. Finansiële druk, siekte, verhoudingsstres, innerlike twyfel. Jakobus se brief is geskryf aan hierdie gelowiges wat uit hulle huise verdryf is, wat verstrooi is oor 'n hele wêreld vol spanning en vol vervolging wat hulle beleef het. Hy skryf aan mense wat moeg is, wat onseker is oor hulle toekoms. Hy skryf vir hulle wat worstel met die vraag, waar is God in my swaar kry tye? Dalk het ek en jy dit al afgevra. Waar is God in ons eie swaar kry tyd? En tog begin hy nie met 'n jammerte nie. Dit is eintlik vir my so mooi dat hierdie Jakobus is nie 'n slagoffer van sy omstandighede wat met hom gebeur nie, maar dat Jakobus is juis iemand wat sê, maar ek begin eerder by 'n louter vreugde wanneer allerhande beproewings oor my lewe en in my lewe gebeur. Dis nogal vreemd, dit is selfs skokkend, maar Jakobus gee vir ons die sleutel hoe om geloof te kan hou
al is die wêreld stikkend en al gebeur wat ook al met ons. En hy sê ook daar dat ek is nie 'n slagoffer daarvan nie. Hy sê dit eintlik indirek, dat ek gaan nie 'n slagoffer wees van my omstandighede en die dinge wat met my gebeur nie, maar ek gaan eerder op 'n plek kom waar ek in hierdie beproewing gaan ek probeer vreugde vind in hierdie lewe. En dan weet ons dat beproewing is 'n geleentheid. Wanneer allerhande beproewings oor julle kom, Jakobus sê nie wanneer nie, hy sê as daar beproewings oor ons pad kom. Een van die moeilikste tye is, wat eendag iemand gesê het, is dat God stel nie belang in jou gerief nie, maar hy stel belang in jou karakter. En ons weet dat karakter word nie in maklike tye gebou nie, maar karakter word juis in die moeilike tye gebou. Daar waar jy tussen hierdie harde realiteite van hierdie lewe is. Tussen die swaar kry. Swaar kry kweek volharding in mense se lewens. Dit kom in allerhande forme, uiterlik, innerlik, fisies, dalk geestelik. En ons moet die vreugdevol hanteer, en omdat dit nie lekker is nie, maar omdat dit iets goeds in ons kan doen, en binne in ons kan deponeer, is dat hierdie beproewings wat in ons lewens gebeur, is altyd 'n geleentheid om te sê, maar Here, wat wil U vir my wys in daardie moeilike tye? Nou Winston Churchill leer ons van 'n verhaal van iemand wat nooit opgegee het nie. Hy het aangehou en aangehou en aangehou. Die beste en die mees bekendste ministers wat ooit geken was, en hy het Engeland gelei deur Wêreldoorlog 2, World War 2, terwyl die Adolf Hitler die leier van Duitsland was. Nou, Churchill het baie geld op 'n tyd in die Amerikaanse effektebeurs belê. In 1929 het hy 70.000 pond daarin belê, en dit was miljoene en miljoene. Binne 3 maande het hy alles verloor. Hy was finansiëel onderdeur, planke toe. Hy kon nie weer opstaan nie. Maklik. Kon 'n mens vir daai mense in daardie tyd sê, die persoon wat alles verloor het, kon hy nie maklik weer opstaan daaruit nie. Maar tog het daar iets in hom gebeur om weer op te staan. Hy was 'n belangrike mens, politikus, beroemd. In 1931, dit het gebeur in 1929, en in 1931 het hy 'n terugslag, word nie gekies om in die regering te dien nie. Nog 'n terugslag vir Winston Churchill. En dan besoek hy Amerika. Onverwags ry hy 'n taxi omraak toe hy Amerika besoek het. En hy's amper dood. Sy lewe hang aan 'n draadjie. Met aanhou en uithou, met moed, hou hy aan leef, en hy hou aan terugbons en terugbeweeg. En hy het 3 groot goed in sy lewe op die ouderdom van 57 jaar. Hy het nie moed opgegee nie, maar hy het aangehou en uitgehou. En 9 jaar later is hy verkies as eerste minister van Brittanje. Nou, wanneer ons hierdie woorde kyk, dan besef ons juis hierin dat die beproewing van julle geloof bewerk volharding. Geloof wat nooit getoets word nie, is eintlik oppervlakkig. Wanneer ons hierdie swaar kry in ons lewens na die Here toe bring en sê, Here, ek wil hierdie deur 'n geestelike pad, en ek weet soveel kere in my eie lewe, en tans is op die oomblik is ek daar, waar ek vir die Here sê, hierdie beproewings wat in my lewe gebeur, hierdie dinge wat in my boot en in my lewe inkom, wil ek graag vir U groter glorie aanwend, en wil ek daaruit karakter ook leer, wil ek daaruit ook sê dat hierdie beproewing ook die egtheid en hierdie geloof kom bewerk van volharding. Nou volharding, of die Griekse woord is hypone, wat beteken standvastigheid of geestelike uithou vermoë, wat deel van julle lewe moet wees. Standvastigheid, geestelike uithou vermoë. Dis amper soos 'n spier, dat as jy nou mooi dink, as jy in die gym gaan staan en kragoefeninge doen, is wanneer iemand daardie gewig optel, en wanneer daai spier ook elke keer onder druk kom, is wanneer hierdie spier eintlik begin groei. So groei geloof deur beproewing, en wanneer dit onder druk ook is. Sodat ons terug kan dink aan daardie tyd, toe ons deur 'n swaar kry tyd gegaan het, en hoe God uitkoms gebring het, en hoe ons ook daardeur gegroei het. Ons kyk terug op daardie pad, wanneer ons in daai moeilike omstandighede tans op die oomblik onsself bevind, is dit nie maklik nie. Maar steeds
Wanneer ons daardeur kom en wanneer ons daardeur gaan en ons kyk terug op daai lewenspad, dan sê ons hoeveel keer vir mekaar, dis nie lekker en ek sal dit graag nie weer wil deurmaak nie. Maar een ding wat ek kan weet is wat ek daaruit geleer het en wat 'n deel van my lewe geword het en dit het volharding gekweek. Dit het so my lewe kom inwerk dat ek anders dan na myself, anders dan na ander mense kan kyk en anders dan na die situasie kan kyk. En dan lees ons hierdie woorde: wanneer hierdie beproewings hierdie geloof in julle kom bewerk tot volharding, sodat julle volkome en sonder gebrek kan wees. God se doel is nie dat jy dit deurmaak nie, maar dat ek en jy volwasse en diep gewortel is in hom. Swaar kry is dis nie verniet nie. Dis 'n instrument in die hand van die meester wat besig is om in te bou, besig om ons lewens te rig, besig om, dan begin ons in daardie swaar kry tye, begin ons ook onsself afvra, wie is ek? Waarheen is ek op pad en in wie is ek? En ook so belangrik, bou ek op my eie insigte, my eie kennis, of vertrou ek die Here vir uitkoms en vertrou ek die Here vir dit wat in my lewe moet gebeur. Die tweede ding wat ons uit hierdie teks uithaal is, wanneer jy nie net weet nie, maar vra vir wysheid. Soveel kere in ons lewens, wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan probeer ons so uit onsself uit, en dan staan hierdie woorde, as een van julle die wysheid kort kom. Jakobus weet ons verstaan nie altyd hoekom dinge gebeur nie. Ons vra, wat moet ek doen? Hoe moet ek reageer? Hoe moet ek glo? En dan sê hy, laat hom bid, God sal dit gee. God gee gewillig en sonder verwyte wat ons hierin ook verder lees. Wysheid is nie net kennis nie, maar daardie vrae is in verhouding met God, wanneer ek en jy in ons eie gebedslewe, ons het ook hoeveel kere vir mekaar gesê, in gebedslewe na die Here toe te kom, is wanneer dit praktiese geloofslewe geleef word. Ek sê altyd dat gebed is praktiese geloof, in werking, wanneer ons stil word in die Here en vir die Here vra vir uitkoms en om ons lewens te rig. Dan dit wat ons vra, wil ons ook so vra dat dit altyd sal wees in lyn met die Vader se wil vir ons lewens en ook wat hy graag wil hê moet gebeur. En dan hierdie woorde, wysheid is nie net kennis nie, maar die vermoë om reg te leef en vir die Here te vra, Here, help my om reg te leef. God se pad te kies, selfs in die mees moeilikste omstandighede, selfs terwyl daar 'n klomp stemme daar buitekant is, wat vir ons sê ons moet dit doen, of dit is eintlik die waarheid, of dit is eintlik wat jy moet glo, is wanneer ons in ons eie geloofslewe stil word by die Here en vir wysheid vra. Wysheid help ons om beproewing sinvol ook te kan hanteer. En daarom, wanneer laas het ons by die Here stil geword en vir die Here gevra, Here, in hierdie beproewing van my lewe wil ek graag vra vir wysheid, hoe om hierdie situasie te hanteer. En dan hoor ons is daar 'n gedagte van bid in geloof, sonder twyfel. Want die een wat twyfel is soos 'n brander in die see. Twyfel maak ons wankelrig. Dit slinger ons heen en weer en tussen hoop en vrees. Jakobus beskryf 'n dubbelhartige. Hy sê eintlik hierso, iemand wat twyfel of iemand wat daar is wat tussen hierdie hoop en vrees die hele tyd leef, is iemand wat 'n dubbelhartige mens is. Iemand wat sê hy glo, maar steeds op homself vertrou. So 'n mens is onbestendig, onvas in geloof en rigtingloos. Let wel, Jakobus praat nie van eerlike vrae worsteling nie, maar van 'n tweepuntige hart wat hy eintlik hiervan praat. Mense wat nie regtig God se pad wil kies nie, maar hulle eie planne ook wil maak. Aan die een kant sê ons glo in God die Vader, ons bely dit so maklik. Maar aan die ander kant, wanneer die tekkie die teer staan en wanneer daar beproewings in ons lewens inkom, of wanneer daar swaar kry of moeilike tye kom, dan wil ons op ons eie insigte staat maak. Dan probeer ons dit op ons eie manier of deur mense se stemme of dit wat mense vir ons sê, ons probeer dit op daai manier uitklaar. In plaas daarvan om in geloof en sonder twyfel na die Here toe te gaan en te sê, Here, ek vertrou U ook vir daardie uitkoms. My vraag is, hoe pas ons dit toe in ons lewens? As jy tans op die oomblik deur 'n moeilike tyd gaan, mag ek en jy dit sien as 'n geleentheid vir geloofsgroei wat moet plaasvind.
Mag ons dit sien om met vreugde, daardie woorde wat Jakobus hier gebruik, is juist daardie vreugde vir dit wat die Here gaan bring, dit wat hy in ons gaan bewerkstellig, dit wat hy vir ons gaan wys en hoe ons gaan groei, mag ons vreugde nou al daarin lê met die wete dat God is by ons in daardie moeilike tye en dat ons dit 'n geleentheid kan sien vir geloofsgroei. As jy dalk onseker of moeg voel op hierdie oomblik in jou lewe, vra vir wysheid. En ons weet dat God gee dit oorvloedig, op die tye wat ons dit die minste verwag. Dit gee vir ons dat ons bietjie van 'n hoër perspektief na die lewe kan kyk, of na daardie omstandighede en beproewings kan kyk. Probeer dit, probeer afvra, Here, gee vir my wysheid in hierdie moeilike verhouding, gee vir my wysheid wanneer iemand iets teenoor my gesê het, of wat dalk my etiketeer, of dalk 'n karikatuur van my skep. Here, gee my wysheid, hoe ek hierdie persoon en hierdie mense moet hanteer, of hierdie situasie en hierdie beproewing moet hanteer. Gee my wysheid. As jy dalk voel in jou geloof dat jy wankelrig is, dit met oorgawe en met vertroue. Nie uit gewoonte nie, maar uit oorgawe teenoor die Here. Dalk is God besig om jou nie uit die storm te neem nie, maar eintlik deur hierdie storm te lei. Dalk is die klemverskywing, wat ons baie keer wil hê is, Here, haal my net uit hierdie storm uit, in plaas van om te sê, maar Here, lei my in hierdie storm van my lewe, om my karakter te vorm, om my volharding te bou, en my geloof te anker in die een, wat het ook vir my gee. Jacob Riss se woorde is vir my so mooi. Hy sê, wanneer dit ek regtig ontmoedig raak, omdat ek nie in my roeping my doel bereik het nie, gaan kyk ek na die steenbouer. Ek sien dat hy 'n blok graniet omtrent 100 keer met sy bytel bykom, voordat daar die eerste keer 'n kraak in die rotsblok verskyn. Dan onthou ek, dat dit nie net daardie spesifieke hou was, wat die deurbraak gemaak het nie, maar ook elke hou, wat het vooraf gegaan het. Elke treetjie vorentoe, bring ons by daardie eindbestemming, by daardie plek van groei. Om ons einddoel te bereik, gaan nie oor spronge nie, maar gaan oor klein treetjies, wat ek en jy maak, klein tree, wat volharding gee, bring ons by 'n eindbestemming van geestelike groei, en soveel wonderlike vreugde wat ons daarin kan beleef, om te besef, die persoon wat ek gister was, die persoon wat ek vandag is, en wat ek môre gaan wees, is iemand wat saam met die Here groei, en wat ook op pad is. Jakobus leer ons, liewe vriende, leer ons dat swaar kry nie die einde van ons geloof is nie, maar dikwels die begin van egte geloof. Dis juis in die beproewing waar God ons nie los nie, maar nader trek, waar God ons leer en waar God ons ook om vorm. Ek het dit soveel keer in my eie lewe ervaar, is in tye van beproewing waar God ons nie los nie, maar ons nader aan hom trek, waar hy ons leer en waar hy ons ook vorm. Laat ons daarom met geloof en wysheid leef, bid met vertroue, en weet vast met die wete dat God is teenwoordig, God is getrou, God wil uitkoms gee, God wil aan ons karakter, aan ons lewens kom bou. Mag ek en jy dit selfs in die moeilike tye, mag ons die Here die kans gee om inspraak te hê in ons lewens, en ook met heelhartigheid en met vreugde nou al te kan uitsien vir die mens wat ons gaan wees, wanneer ons daaruit leer, en wanneer ons geloofslewe herdefinieer met hierdie God wat saam met ons op pad is, uit sy genade, uit sy liefde uit. Dit is wat Jesus vir ons kom doen het. Is om aan 'n kruis vir ons sondes te kom sterf, vir ons kom wys het hoe lewe lyk, vir ons kom wys het hoe verhoudings lyk, self sy lewe kom gee het. En ook so saam met ons hierdie pad ook stap. Selfs in ons beproewings, die beproewings wat hy self ook beleef het, in daardie tuin van Getsemane, aan daardie kruis, het God die Vader hom gedra. En kan ons vandag ook saam met hom sê, ons glo in 'n opgestane Here, die een wat opgestaan het en wat lewe. En daarom weet ons selfs in ons beproewing en in ons swaar kry, glo ons in 'n opgestane Here, die een wat ons ken, die een wat ons toerus met sy genade, met sy liefde, elke dag, om al meer in hierdie geloofslewe te groei, en dieper in verhouding ook met hom te kan staan. Amen. Kom ons bid saam. Here, U
ken elke beproewing waarmee ons vandag worstel. Leer ons om vreugde te vind, Here, in die pad saam met U, selfs wanneer dit moeilik is. Vorm ons in ons volharding. Gee vir ons wysheid waar ons nie weet nie antwoorde het nie. Maak ons harte standvastig, enkel in geloof. En dankie dat U die goeie Vader is, wat gee aan die wat vra. Amen. Mag die Here jou ook ryklik seën en dankie dat jy ook ons gemeente ook in staat stel om 'n seën vir ander ook te kan wees. Kom ons dien die Here met ons liefdesoffers. Dankie ook dat jy hierdie gemeente in staat stel om 'n verskil te kan maak, verder en wyer as onsself. Ontvang ook so die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Mag die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees saam met jou wees en bly. Mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.